is Dr. Caroline de Bel. Ek is 'n huisarts by Ceres Hospitaal of eintlik in die hele Witzenberg subdistrik. Ek werk by al die klinieke en ook die hospitaal. Ek het vermoed ek het TB toe ek vir 2 weke lank gehoes het. Ek het eintlik in die begin nie so erg gedink ek het TB nie. Ek het gehoes en dit was rondom hooikoorstyd, so ek het gedink miskien is dit maar net 'n bietjie allergie. En dit was net 'n droë hoes, so ek het nie gedink ek het regtig of op daai stadium gedink daar's moontlik TB nie. As ek nou terugdink, moes ek eintlik so gedink het, maar op daai tyd het ek nie gedink ek het TB nie. Maar toe ek nou vir 2 weke lank hoes, het ek gedink, miskien is dit moet ek maar getoets word. En dan sou eintlik maar 'n hele storie gewees daarna. Ek het ook nie enigstens gewig verloor nie, ek het nie nagswete gehad nie. Ja, so ek was aan diens gewees by die hospitaal die nag en ek was uitgebel vir 'n operasie. En net na die operasie het ons nou klaar is, het ek 'n hoesbui gehad en een van my kollegas sê toe, "Dit klink asof jy baie hoes." En ek sê toe ja, sy sê maar miskien moet jy 'n bietjie begin dink aan TB, miskien toets vir TB en ek sê toe ja, ons sal miskien in die week toets. En toe ek nou 3:00 die oggend by die huis kom, het ek weer hoesbui gehad. En toe ek hoes daai tyd, was dit 'n nat hoes. En toe dit 'n nat hoes is, toe weet ek, as ek nou ietsie gaan opspoeg, gaan dit bloed wees. En toe is dit so, ek het toe bloed opgehoes. En ek het nogals geskrik toe ek die bloed begin ophoes. Toe het ek 3:00 die oggend myself weer teruggery Ceres Hospitaal toe, van waar ek nou net gekom het, as 'n pasiënt. En ek kom toe by die ongevalle aan waar hulle my toe behandel het om my hoes te stop, sodat ek nie verder bloed ophoes nie. Dit my verder geobserveer. So gelukkig het dit toe nou vinnig gestop. Maar dit het toe daarna gelei na toetse vir TB, waarvoor ek toe nou positief getoets het. Ek dink ek het TB gekry, want ons is baie blootgestel aan TB. As 'n gesondheidsorgwerker word ons baie blootgestel aan TB en ons elke dag by die hospitaal, by die klinieke word ons blootgestel aan TB, maar ook in ons algehele omgewing word ons ook blootgestel aan TB in die Weskaap en in Suid-Afrika. So as 'n gesondheidsorgwerker is daar voorsorgmaatreëls wat ons tref. Ons dra daai N95 masker. En ons maak ook seker ons werk in 'n goed geventileerde area. So mense sal ons nou sien, die kliniekvensters is baie keer oop, die hospitaalvensters is oop en die dokters en die gesondheidsorgwerkers dra 'n masker. Ja, maar soos ek nou sê, in ons algehele dag tot dag in die winkels, waar ons dalk ergens sit wat ons ietsie moet gaan doen, word ons ook blootgestel. So mense kan ook daarso kon ek ook dalk blootgestel geword het en daarso sal mense ook mos nou maar maatreëls moet tref. Maak seker ek probeer seker maak ek is nie vir lang tye in 'n overcrowded area nie. As ek ergens heen ry saam met mense, maak ek die vensters oop dat dit goed ventileer. So ja, maar in ons gemeenskap, mens kan enige plek blootgestel word. So mens moet maar bewus wees daarvan. Mens moet maar sê, kom ons kyk wat ons kan doen om onsself te beskerm. Toe ek gediagnoseer word met TB, so elke keer word ek raak nog elke keer 'n bietjie emosioneel as ek daaraan dink hoe dit my gesin affekteer het en hoe ek gevoel het toe ek gediagnoseer is. Die eerste ding wat ek aan gedink het is my 1,5 jaar oue seentjie op daai stadium. Gelukkig is TB voorkomende behandeling maklik bekombaar in ons staatsstelsel en enige iemand wat blootgestel word in jou familie of in jou werksomstandighede kan TB voorkomende behandeling bekom deur die staatsstelsel.
So dit het my 'n bietjie gerusgestel. Dit was wel 'n hele proses om my seentjie te kry om daai medikasie te drink. Ek het nie gedink dit gaan so moeilik wees nie. Ons skryf baie keer die medikasie voor vir kinders, maar dit was 'n hele ander ervaring om dit vir my kind self te moet gee. Dink maar net, dis vir my kind op daai stadium was dit 3 pilletjies wat elkeen in 10 ml water moet opgelos word. Dis nie soet pilletjies nie, dis bitter pilletjies. So dis 30 ml. Jy dink is net so bietjie, maar dis baie as jy dis 'n paar slukkies vir 'n jong kind en hy het dit net uitgespoeg. Hy het geweier om daai bitter medikasie te drink. So toe het ek weer begin stres, want hoe gaan ons nou hierdie in hom kry? En ek het gewonder, wat doen mense by die huis? Wat doen hulle as hulle kind dit net nie wil drink nie? En ek kan heeltemal sien hoe iemand net gaan wel. Ek gaan hom nie forceer nie, ek gaan hom of haar nie forceer nie. Dit is net te moeilik. Maar omdat ek die nagevolge baie keer sien van jong kinders wat TB kry, het ek volgehou en aan ander planne gedink. Dit wel 'n bietjie opgelos, maar dan saam met 'n bietjie ietsie soet gegee. Ek was swanger, ek was vroeg swanger gewees op daai stadium. En swangerskap is 'n risikofaktor vir jou om aktiewe TB te kry. So ek was so 6 weke swanger gewees op daai stadium. Dit was 'n ander iets waaraan ek moes dink en wat my laat bekommer of ja, wat my laat stres het, is dat ek wel swanger was. Ek het gedink aan wat hierdie diagnose gaan beteken vir my swangerskap, of dit moontlik 'n slegte uitkoms kan wees. So dit was die heeltyd at the back of my mind. Daar was nie enige komplikasies nie. Ek het klaargemaak voordat ek nog geboorte gegee het. So sy is 'n gesonde baba en ek is baie dankbaar daarvoor. Dit is vir my belangrik om oop te wees oor TB. Dit is vir my 'n teerpunt dat mense nie openlik kan praat oor TB nie. So vir my is dit, toe ek gediagnoseer was, baie belangrik om oop te praat oor my TB-diagnose, hoe ek gevoel het daaroor, hoe my verloop was, omdat ek sien in ander mense wat die skade kan wees. En baie keer is die skade as gevolg van mense wat skame is of bang is om te gaan toets vir TB. Hulle is bang hulle kry TB of word gediagnoseer met TB, omdat hulle bang is wat mense daarvan gaan sê. En dis hoekom dit vir my belangrik was om van die begin af oop te wees oor my diagnose, dat ek kan wys, dit sê niks van jou as 'n persoon nie. Jy is nie 'n slegte persoon omdat jy TB gekry het nie. Jy is nie, daar's nie iets snaaks aan jou omdat jy TB gekry het. Enige iemand in ons gemeenskap kan TB kry. TB is 'n geneesbare siekte, maar TB maak skade. So dit was vir my baie belangrik om van die begin af te sê hoe ek voel, my ervarings te deel met mense, met my kollegas, met die mense, met my vriende, tot met my pasiënte te deel waardeur ek gaan, sodat ek vir hulle kan wys, dit is nie iets om oor skaam te wees nie, dit is goed om daaroor te praat, en ek wil graag hê dat mense moet meer praat daaroor, sodat mense vinniger hulp kan kry, en vinniger genees word. Ek was toegelaat om vir 'n tydjie lank van die werk af weg te bly, sodat ek eers my medikasie kan begin aansterk voordat ek weer terugkom. En niemand het snaaks gedink daaroor nie. Dit was dit was regtig net 'n ondersteunende ervaring gewees vir my. Die impak van die medikasie op my was interessant. En weer eens het dit my oë oopgemaak tot wat mense deurgaan. Dit was vir my die eerste 3 weke was erg geweest. Ek het baie naarheid ervaar, veral so 'n halfuur nadat ek my medikasie gedrink het. En dan het dit weer oorgegaan. Maar ek het geweet, ek moet dit drink vir my om gesond te raak. So ek het volhou met die medikasie. En
En dit het elke dag 'n bietjie beter gegaan. Maar dit was moeilik. Dit was moeilik om daai naait deur te gaan en daai papgevoel, dit is nie lekker nie. Maar sodra ek toe oorgegaan het na die volgende medikasie wat die continuation phase is, het ek soveel met my gemoed baie beter. So ek dink dis belangrik weer eens. Ek het openlik daaroor gepraat want ek het nog nooit gehoor iemand praat daaroor. My pasiënte sê niks nie, so ek voel vir my mense moet meer daaroor praat en sê, hoor ek voel nie lekker nie. Dit is moontlik as gevolg van die neeweffekte, maar dit gaan weer eens verbygaan. So dit was vir my nogals interessant om daai neeweffek te beleef. My aanslag tot pasiënte is, ek is baie meer bewus van hoe hulle voel, wat dit beteken vir hulle by die werk. Ek sal vir hulle sê, maar hoorie, dit is moontlik dat jy nie kan werk nie. Ons gaan moontlik vir jou 'n briefie moet gee vir die werk, en openlik met jou werkgewer daaroor moet praat. Ek is baie meer bewus van hoe moeilik dit is om vir 'n kind medikasie te gee, en ek probeer meer ondersteuning gee en vir die mamas en die papas daar buite wat dit vir hulle kinders moet gee, 'n bietjie meer counsel daaroor of gesels daaroor en vir hulle vra om terug te kom as hulle sukkel, dat ons 'n ander plan moet maak. TB is 'n geneesbare siekte. Gaan toets vroeg as jy hoes, nie as jy lank hoes nie, as jy hoes, gaan toets vroeg sodat die skade so min as moontlik kan wees. Maak seker die mense rondom jou is ook beskerm. So praat openlik dat die mense wat rondom jou is, kan 'n besluit maak, ek wil ook behandeling kry om my te beskerm van TB. Nie om my te behandel van TB nie, maar om my te beskerm, om seker te maak, ek kry nie aktiewe infeksie nie. Want as ons nie die infeksie voorkom nie, gaan ons nooit TB oorkom nie. En dit sal ek sê, wees bewus van die neeweffekte, vra vir mense om jou te help daarmee. Daar is medikasie wat die naait kan minder maak. Moenie net ophou nie, praat daaroor, gaan terug en sê, hierdie is wat ek mee sukkel, is daar ander iets waar ek mee kan gehelp word, sodat ek suksesvol my behandeling kan klaarmaak.